Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Lukas 7. Ons gaan lees vers 36 tot 50. En een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die Fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die Fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself: Hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou die is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom: Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord: Meester, spreek. Hy sê toe: 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê: Ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom: Jy het reg geoordeel. Daarop draai hy hom om na die vrou en sê vir Simon: Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was om by hulle self te sê: Wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou: Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ons lees net tot sover vandag uit die woord van die Here. Broeder en suster, hierdie gedeelte in Lukas hoofstuk 7 is nie maar net 'n mooi Bybelverhaal nie. Dis 'n spieël wat God voor elkeen van ons ophou vandag. Dis 'n spieël waarin God elke mens laat kyk. Dit is 'n teks wat nie net vra wat ons doen nie, maar vir wie ons lewe. En veral om wie jou lewe draai. Die vraag wat vandag voor ons staan is eenvoudig en baie diep. Oor wie gaan dit regtig in jou lewe? Gaan dit oor jouself, jou naam, jou beeld, jou godsdiens? Of gaan dit oor Jesus Christus, die koning van die kerk en die Here van die Here? Die een wat sondes vergewe en harte nuut maak.
In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vandag, ontmoet ons 4 duidelike reaksies van mense op Jesus se woorde en dade. En ergens tussen hulle almal, broeder en suster, staan ons elkeen. Vandag wil ek graag hê dat elkeen wat luister, eerlik met jouself sal wees oor hoe jou lewe lyk en wie regtig jou middelpunt is. En ek bid vandag dat die Heilige Gees jou geestesoë vandag sal open om eerlik met jouself te wees en eerlik met God te kan wees en om moed te hê om dinge raak te sien in jou lewe en dinge reg te maak in jou lewe as daar bekering nodig is. Kom ons begin vanmôre by die Fariseer. Wie was hierdie man? Die Bybel sê vir ons sy naam was Simon. 'n man wat die wet goed geken het. 'n man wat baie godsdienstig was en 'n man wat deur die samelewing gerespekteer was. Hy nooi Jesus na sy huis toe sodat Jesus by hom kan kom eet. Maar nie omdat hy hom as Here erken nie. Jesus is by hom aan tafel, maar hy's nie op die troon van sy hart nie. Simon spreek Jesus aan as meester, maar hy behandel hom nie as Here nie. Toe Jesus daar by hom aan huis kom, bewys Simon die Fariseer nie die regte gasvryheid wat aan gaste bewys word wanneer hulle by jou kom eet nie. Simon was nie Jesus se voete nie. Hy soen hom nie. Hy salf hom nie met olie nie. En hierdie dinge was nie opsioneel nie, dit was die basiese eerbewyse aan 'n gas wat by jou aan huis gekom het wanneer iemand by jou kom eet het in die Bybelse tyd. Dit was die algemene gebruik van hoe gaste behandel was in Bybelse tye. Maar wat doen Simon? Hy hou Jesus doelbewus op 'n afstand. En toe daardie vreemde vrou skielik in sy huis inkom, iemand wat 'n sondige lewe gelei het, en haar daar by die voete van Jesus bevind het Simon dadelik vir Jesus in sy hart geoordeel. Hoe kon Jesus dit doen? Hierdie was 'n slegte vrou, waarskynlik dalk 'n prostituut. 'n Ander vertaling sê dit was 'n vrou met losse sedes. Simon kyk na hierdie vrou en besluit, as Jesus werklik God was, sou hy geweet het watter vrou nou hier by hom sit aan sy voete. Simon se probleem is nie 'n gebrek aan godsdiens nie, maar 'n gebrek aan selfkennis. Sy probleem is dat hy ander se sondes raak sien en hoe groot dit is, maar sy eie skuld, die sien hy nie raak nie. Hy dink hy het min vergifnis nodig. Jesus sê daar in die Matteus Evangelie, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. En dit sien ons hier in Simon se lewe. Sy lewe draai om homself. Sy godsdiens is baie netjies en agter mekaar. Dit is beheerst en veilig, maar dit is koud. Waar daar min besef van genade is daar min liefde. En dit, broeder en suster, vra 'n ernstige vraag aan elkeen van ons vandag, aan my en jou. Dien ons die Here op sy voorwaardes of op ons eie voorwaardes? Want baie mense in hierdie moderne tyd lewe in 'n waas, dat hulle dink hulle dien God na waarheid en in opregtheid en eerlikheid soos hy vra, maar hulle is ver van ware aanbidding af. En nou kom ons by die tweede persoon wat ons van lees in hierdie teks van vandag. Teenoor Simon die Fariseer staan daar 'n
'n sondige vrou, sonder naam. Ons weet nie wie sy was nie, die Bybel sê dit ook nie. Maar wat die Bybel wel sê, sy het 'n berugte reputasie gehad. Sy was 'n sondige vrou. Sy was bekend in die stad vir haar sonde. Sy was uitgesluit deur die samelewing, geoordeel en afgeskryf deur mense. In die oë van die samelewing was sy onrein en onwaardig. Maar hierdie vrou kom daar die vertrek binne gestap, binne die huis van Simon die Fariseer, reguit na Jesus toe. Sy is nie genooi nie. Sy vra nie toestemming nie. Sy weet, sy gaan nou hier geoordeel word deur die mense wat daar sit. Maar tog kom sy, met geen woorde nie. Met 'n hart wat oorgeloop het van berou oor haar lewe, maar met baie groot geloof. Sy bring duur reukolie saam. Sy gaan sit by Jesus se voete. Sy huil oor haar lewe. Haar trane val op sy voete en sy droog dit met haar hare af. Sy soen sy voete en sy salf Jesus se voete met olie. Alles wat Simon die Fariseer nie gedoen het nie, kom hierdie vrou doen in oorvloed. Haar dade is nie 'n poging om vergifnis te verdien nie. Dit is 'n reaksie van 'n hart wat weet, ek het niks om te bring nie, behalwe my skuld. Sy huil oor haar sonde hier by die voete van Jesus. Sy glo dat Jesus haar kan vergewe en haar lewe heel en nuut kan maak. En wat doen Jesus? Presies dit. Hy vergewe. Hy sien haar bedoelings. Hy sien haar smart oor sonde. Hy sien haar versmagting na verlossing en redding. Hy gee vir haar wat haar hart begeer. Ja, broeder en suster, inderdaad sê die Bybel in Psalm 51 vers 19, 'n gebroke en 'n verslae hart sal God nie verag nie. Haar geloof is nie stil nie. Haar geloof is sigbaar. Ware geloof bly nooit net in die hart nie. Dit word altyd sigbaar in dade van liefde en oorgawe. En sy haal die albaste fles uit, maak dit oop en gooi die olie op Jesus uit. En die lieflike geur versprei deur daardie vertrek waar sy die allerbeste, allerdierste besitting vir haar Heiland gee uit dankbaarheid en uit liefde vir hom. Jesus sien Simon die Fariseer se ontwaardiging. Hy sien sy hart en hy vertel aan Simon hierdie gelykenis. 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy albei se skuld afgeskryf. Wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Simon antwoord reg, die een vir wie hy die meeste afgeskryf het. En hier, broeder en suster, lê die klem van die ware evangelie van die Bybel. Die fokus is nie op wie die groter sondaar is nie, maar op die feit dat albei van hulle totaal en al bankrot was. Niemand kon hulle sonde rekening betaal nie. Almal staan gelyk voor God, afhanklik van genade alleen. Die verskil tussen Simon en die vrou lê nie in die grootte van die skuld wat hulle gehad het nie, maar in die erkenning daarvan. Waar skuld besef word, vloei liefde. Waar genade verstaan word, volg dankbaarheid. En wat doen Jesus toe hierna? Hy doen hierdie ongelooflike hemelse daad daar voor die oë van almal wat by die tafel in daardie vertrek sit. Jesus draai na die vrou toe. Hy beskerm haar teen veroordeling.
Hy verneder haar nie. Hy herstel haar. Hy kyk nie na haar verlede en al die slegte dinge wat sy in die verlede gedoen het nie, maar hy kyk nou hier in haar hart in en haar geloof. En hy sê vir haar net 3 dinge. Net 3 dinge. In die eerste plek, jou sonde is jou vergewe. In die tweede plek, jou geloof het jou gered. En in die derde plek, gaan in vrede. Jesus doen wat hy altyd doen. Hy red 'n sondaar, hy veroordeel hulle nie. Hy maak hulle waarlik vry, hy bind hulle nie. Hy bring vrede waar daar skuld en onrus was. By hom is genade, broeder en suster, nooit goedkoop nie. Dit kos sy lewe, maar dit is altyd genoeg en volkome. Ja, vir jou en my ook. En dan hoor ons die reaksie van die mense daar aan tafel. Hulle is kwaad. Hulle fluister, hulle is verontwaardig. Hoe kan sulke dierolie vermors word? Hoe kan Jesus hierdie dinge toelaat wat nou hier gebeur? Hulle sien die koste, maar nie die aanbidding nie. Hulle sien die olie, maar nie die vrou se hart nie. Hulle harte is ook nie reg voor God nie. Hulle meet met menslike maatstawwe. Hulle verstaan nie dat wat aan Jesus gegee word nooit te veel is nie. Ware aanbidding, geliefdes, lyk dikwels soos vermorsing vir die wêreld wat nie genade verstaan nie. Hierdie vrou wou haar allerbeste, haar allerdierste besitting vir Jesus gee. Nardesolie met 'n waarde van 300 pennings. Dit was 'n gewone arbeider se salaris vir 'n hele jaar lank. Dit was baie duur, maar sy bring dit vir Jesus. Haar hart was reg, haar aanbidding was opreg en haar toewyding opmerklik. En nou is die vraag vandag, en ons? Wat bring ons vir Jesus? Ons kleingeld? Ons afskeeptyd? Ons verskonings? God ken jou hart. Die Here kyk nie wat mense raak sien nie. Hy kyk nie wat mense sien in jou lewe nie. Daar is nog te veel mense, broeder en suster, wat nie daar is by die voete van Jesus nie. Te veel wat nog nie bereid is om die sonde eerlik te erken en te bely en berou daaroor te hê nie. Te veel wat nog nie die allerdierste nardesolie aan Jesus wil gee nie, maar dink dat Jesus met afskeepdienste vrede moet wees, soos die van Simon. Nou is die vraag vanmôre, waar is jy? Hoe lyk jou lewe? Hoe gaan ons lewe in 2026? So staan ons vandag ook in die gees daar in die vertrek van die huis van Simon die Fariseer, waar Jesus en die ander mense rondom die tafel saam sit en eet. En die vraag kom reguit en duidelik na jou toe vandag. Oor wie gaan dit in jou lewe? Oor wie gaan dit werklik? Is jy so Simon? Oordentlik? Jy dink jy is godsdienstig, maar op 'n afstand. Is jy soos die mense aan die tafel, krities en verontwaardig, vol verskonings? Of is jy soos hierdie vrou, gebroke oor jou sonde, maar tog gelowig? Jy is sondig, maar jy weet jy's gered. Stil, maar oorvloedig in jou dade vir Jesus en sy kerk en in jou liefde vir hom. Vir wie baie vergewe is, hy bewys baie liefde. Moenie dat jou lewe, broeder en suster, in hierdie nuwe jaar net om jouself gaan draai nie.
maar sien Jesus raak. Laat alles oor Jesus gaan. Die een wat skuld afskryf. Die een wat harte nuut maak. Die een wat vrede gee. En as jy dit waarlik leer ken het, sal jou lewe 'n lewe wees van diens, aanbidding en dankbaarheid. En mag die Here gee dat hierdie nuwe jaar vir ons almal 'n lewe sal wees van diens, aanbidding en dankbaarheid. En kom ons verheerlik so Jesus Christus oor wie dit werklik moet gaan in ons lewe. En ons gee ons alles vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, ons buig in diepe nederigheid voor U neer vanmôre, om te erken dat ons voor U skuldig staan, en dat daar soveel ruimte tot verbetering in ons lewe is. U praat met ons vanmôre duidelik en helder vanuit U woord. En dankie dat die Heilige Gees U woord in ons harte kom inplant. U woord roep ons op tot bekering en berou van sonde, in 'n toewyding aan Jesus Christus, die koning van die konings. U roep ons op tot 'n lewe van diens en uit dankbaarheid om ons lewe aan Jesus toe te vertrou. Here, hoe dikwels staan ons nie skuldig voor U, wanneer ons die vinger na ander mense wys en veroordelend optree nie. Ons is so Simon die Fariseer. Vergewe ons, Here. Hoe dikwels is ons nie ook soos daardie mense aan die tafel nie, wat met verontwaardiging optree en krities is nie. Vol verskonings. Vergewe ons, Here. Dankie dat U die Heilige Gees ons in die volle waarheid wil lei, ook op hierdie dag en elke dag. Ons wil vandag ons lewe aan U kom toevertrou. En ons wil vra, Here, stap saam met ons die pad in hierdie nuwe jaar. Help ons om vir U te lewe en om ons fokus op U in te stel en alles wat ons doen vir U te doen. Dankie dat ons U kinders kan wees en dat ons U woord in die hand mag neem as die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. Bevestig U woord in ons harte vandag en elke dag. Ons bid vir elkeen wat luister na hierdie boodskap. Trek ons nader na U toe, Here. Laat ons in 'n lewende verhouding met U lewe. Laat ons U aanbid met gelowige harte en uit dankbaarheid ook ons dankoffers aan U bring, omdat ons U baie liefhet en weet, sonder U is ons niks. U is ons Here en U is ons God en Koning. Seën ons en ons families, dat ons U liefde sal ervaar en beleef elke dag. Dankie dat U altyd 'n nuwe begin met ons wil maak en dat U vrede in oorvloed wil gee. Die komende week lê voor ons, Here, met al sy uitdagings. Gee vir ons vaste geloof en vertroue om hierdie week vir U te lewe, om toegewyd te wees, gehoorsaam aan U, en om met woord en in daad te help bou aan U koninkryk hier op aarde. Vergewe genadiglik al ons sondes. Dankie dat Jesus die hoogste prys betaal het vir ons, en dat ons nou vrygemaak en nuut vir hom kan lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.